Ons gaan saam lees uit Efesiërs 3 van vers 14 af. Na Romeine is dit 1 en 2 Korintiërs en dan Galasiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense. Efesiërs 3 vers 14, maar ons gaan eers saam bid. Here, baie dankie dat ons kan deel wees van die liggaam van Christus. Vader, dat U ons in U familie ingekoop het met die bloed van die eniggebore Seun. Dat U van ons een nuwe mensheid gemaak het. Dat daar inderdaad net een gees is en een liggaam, een redding, een doop en een hoop, een ewige lewe vir elkeen wat in Jesus glo. Dankie dat U ons toevou met U liefde, dat U ons met U liefdesarm styf vashou, maar dat U ons ook in ons hart en in ons gees 'n idee gee, 'n klein kykie op hoe groot en omvangryk en ewigdurend U liefde is. Help ons om dit vandag weer opnuut vir onsself en vir die wêreld te ontdek. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek lees dit vanoggend vir u uit die Nuwe Testament vertaling van Stefan Joubert en Jan van der Walt, twee hoogs gerespekteerde Nuwe Testamentici, kenners van die Griekse taal. Dis 'n baie betroubare vertaling. Jy kan hom by Koen Boeke gaan koop as jy wil. Hulle noem dit die Nuwe Testament, 'n getroue vertaling in vars Afrikaans. Vers 14, Paulus sê: Dit is hoekom ek op my knieë is voor die Vader. Elke familie in die hemele en hier op aarde kry hulle bestaansreg en hulle identiteit in hom. Hy ken hulle elkeen wat glo op die naam. Ek vra dat die Vader, wat skatryk is in heerlikheid, julle sal sterk maak deur sy groot krag, en dat die Gees julle van binne af sal verander en versterk. Ek bid dat Christus in julle harte sal bly of sal woon, omdat julle in hom vertrou. Mag julle lewe stewig ingeplant wees in die liefde van God. Mag julle in staat wees om saam met al die heiliges of al die gelowiges die verskillende dimensies van sy liefde te verstaan. Mag julle die breedte, die lengte, die hoogte en die diepte hiervan ken. En mag julle die liefde wat Christus vir julle het verstaan en ervaar, hierdie liefde wat eindeloos groter is as al ons eie kennis en insig. Mag julle vol wees van God. Mag julle die rykdom van sy volheid in julle lewens ervaar. God is so sterk dat hy baie meer kan doen as enige iets wat ons vir hom kan vra of wat ons kan dink, sommer baie meer. Aan hom behoort al die eer. Almal in die kerk wat in Christus glo, bring eer aan God. Hierdie eer en lof sal aanhou, dwars deur al die generasies hier op aarde, tot in die verste ewigheid. En dan het iemand bygevoeg amen, om te sê, ons stem saam. Ons stem saam met hierdie gedeelte. Broers en susters, ek weet nie of julle soos ek ook lief is vir 'n goeie fliek nie. Wie is lief vir 'n goeie fliek? Daar is nie meer so baie van hulle nie. Ek het nou al myne gestel tot minder as 16, want anders kan ek nie daarna kyk nie. Ek kyk alles wat net onder 6 vir 16-jariges geskik is. Maar 'n paar jaar gelede was daar hierdie fantastiese paar flieks van Jason Bourne, daardie spioen wat sy geheue verloor het. Onthou wie dit gesien, die Jason Bourne reeks. Julle kan maar kyk, dis daarom goeie storie. Dis speurverhale, soos my pa altyd gesê het, 'n goeie speurverhaal. Nou ek gaan nie die hele ding vir julle vertel nie, want daar was 'n hele 4 of 5 flieks wat op mekaar gevolg het, maar dit begin met hierdie agent van die CIA, die Amerikaanse intelligensiediens, wat geheue verlies het. Hy weet nie wie hy is en hoe hy hier beland het en waar hy vandaan kom. Nou dan volg die storie nou maar dat hy
'n geheime verlede gehad het. Hy kom af op 'n paar paspoorte van verskillende lande, maar almal het sy foto in en die naam Jason Bourne staan daarin. Sê, dan is ek nou seker maar Jason Bourne. Maar hy kom toe agter, dis nie regtig wie hy is nie, dis net sy naam en hy besef daar's 'n donker geskiedenis aan wat hy gedoen het en nou begin hulle so deur die flieks baie goed geskryf, begin hulle nou hierdie geskiedenis van hom so 'n bietjie ontrafel. Aan die einde van die tweede boek of die tweede film eers, praat hy met die visiedirekteur van die CIA, Pamela Landy, oor die foon en sy het hom eintlik gesoek. Sy wou hom laat arresteer want hy weet ook geheime van die Amerikaanse regering en daarom is hy nou 'n hoogs gesoekte man. En dan kom sy agter maar hy is nie so sleg soos wat almal maak en sê nie, hy het 'n goeie lewe gehad en goeie dinge ook gedoen. En dan aan die einde van die tweede film, dan sê sy vir hom net oor die foon, jou regte naam is David Webb en dis jou geboortedatum en sy gee vir hom 'n adres en dan eindig dit nou daar. Dan die volgende film, dan wys hulle nou hoe hy nou teruggaan na die adres toe en dis dan die plek waar hy sy opleiding gekry het as 'n agent en dan begin sy geheue terugkom na hom toe. En dan ontdek hy wie was David Webb gewees voordat hy Jason Bourne geword het. Nou baie Christene is dalk ook soos Jason Bourne. Ons het 'n identiteit aangeneem, ons weet ons is Christene, ons leef in die Bybel, hoe moet Christene maak? Maar is dit ons ware identiteit? Of het ons so deur die jare 'n vorm aangeneem, 'n identiteit aangeneem en ons gaan nou maar net so voort? Ek dink nie ons moet krap wat dit nie juk nie. Maar dit is baie goed om saam met Paulus te lees, want een van Paulus se hooftemas deur al sy briewe, hy gebruik dit amper 200 keer in sy briewe, is om vir ons te sê, wie is ons in Christus? Wat is ons eintlike identiteit? Jy's toe al die tyd nie Jason Bourne nie, jy's David Webb. Maar as jy dit nie weet nie, gaan jy soos Jason Bourne optree en jy gaan nooit gelukkig wees en jou ware self wees, die self wat God jou bedoel het om te wees nie. En daarom kom ek lees net weer vir u vers 18 en 19. Paulus sê hy bid vir die gelowiges, mag julle in staat wees om saam met al die heiliges die verskillende dimensies van sy liefde te verstaan. Die nuwer vertalings gebruik weer heiliges, want dis wat daar letterlik staan, en dit is wat die Engelse Bybels noem saints, en die eerste Christene is almal so genoem. Dit beteken nie jy loop 'n half meter bo aan die grond want jy is nou heilig nie, dit beteken jy behoort aan God. En om te sê gelowige is so 'n bietjie moeiliker, want baie mense noem hulle self gelowiges, maar wat glo hulle nou? En daarom het nuwer vertalings weer terugbeweeg na heiliges toe om te sê, almal wat aan God behoort. Hy sê, mag julle in staat wees om saam met al God se kinders die dimensies, die verskillende dimensies van God se liefde te verstaan, die hoogte daarvan, die breedte, die lengte, die diepte. Julle kan hoor Paulus sê, dis baie groter as wat ons kan bid of dink. Hy sê, mag julle die liefde wat Christus vir julle het verstaan en ervaar. Nie net met die verstand verstaan, nie net sê, okay, goed, dis baie groot nie, kom ek skryf 'n boek daaroor nie, om dit te ervaar. Om te ervaar dat met daardie onmeetlike liefde het God jou ook lief. En het hy jou buurman ook lief. En het hy iemand aan die ander kant van die aardbol ook lief. Daardie dimensies van sy liefde is eindeloos groter, sê hy, as al ons kennis en insig. Dit gaan ons verstand te bowe, sê Paulus. Ons kan in elk geval nie met ons verstand dit snap nie. So kom ons probeer net dat die Gees ons in hierdie groot liefde van God meer bekend maak. Mag julle, dan sê hy, vol wees van God. Nou ons is vol van God. Die Heilige Gees, wat die derde persoon van die drie eenheid is, woon in sy volheid in jou. Maar hoekom sê Paulus dan, hy bid dat ons vol sal wees van God? Hy sê, mag julle die rykdom van sy volheid in julle lewens ervaar. Dit kan wees, sê Paulus, dat daar Christene is, mense wat hulle beskou as kinders van die Here, wat nie die volheid van hierdie liefde van God in hulle self ervaar en dit uitleef van daaruit nie. En daarom, baie kortliks net eers die fondament. Dit is nou baie bekend dat Paulus sê, ons fondament
As kinders van God is ons identiteit in Christus. Nie alles wat ek weet en alles wat ek gedoen het, ook nie alles wat ek al verkeerd gedoen het en dit wat ek nie weet nie. Daai menslike maatstawwe bepaal nie ons identiteit en ons fundament nie. Hy skryf in die vorige hoofstuk, ons het dit gelees 'n paar weke terug, hoofstuk 2 vers 14, Christus is ons vrede. En dan praat hy oor die gemeente waarvoor hy skryf sy identiteit. Hy sê Christus het hierdie twee groepe, die Jode en die nie-Jode, wat nou Christene is, waar daar nog verdeeldheid voor was, sê hy het hulle een gemaak. Deur sy liggaam te gee, het hy die vyandskap afgebreek, wat soos 'n muurskeiding gemaak het. En dan sê hy dat Christus het die wet van Moses opgehef, en deur vrede te maak, het hy in homself die twee, Jode en nie-Jode, tot een nuwe mensheid verenig. In Efesiërs 2 vers 19 sê hy vir die Christene wat uit die heidendom kom, wat ons ook insluit, nê. Hy sê julle is nie meer ver van God af nie. Julle is nie bywoners of ver van God af nie, maar medeburgers van die gelowiges. Hy sê en julle is almal nou lede van die huisgesin van God, die familie. En nou bid Paulus vir die gelowiges en vir ons ook dat ons hierdie fundament sal reg verstaan, ons identiteit in Christus. Hy sê ek bid dat Christus deur die geloof in julle sal bly en julle harte sal woon, sê die 83 vertaling, dat ons lewens stewig ingeplant sal wees in God se liefde, gewortel en gegrondves sê. Dis die Vader wat vir ons identiteit gee. Ons het dit nie self bewerkstellig of ergens uitgewerk of 'n seminaar bygewoon. Ek sê, okay, hier is my nuwe identiteit. Ek gaan hierdie identiteit aanneem nie. Dis 'n geskenk van God. Hy sê en hy bid dat die Heilige Gees ons van binne af sal sterker maak. Kinders van die Here maak nie staat op uiterlike krag of eksterne faktore nie. Ons staan in die verhouding met die Heilige Gees wat ons van binne af in ons hart en ons verstand sterker maak. En hy sê ek bid dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon. Die hart was vir die mens van daardie tyd die lewensbron en sentrum van jou lewe. Hulle het sommer net gesê jou hart is eintlik jy, want daar klop en bons die lewe, daar kan jy seer kry, daar kan jy dink. Hulle het gesê mens dink met jou hart. Ons geestelike lewe begin wanneer ons besef wat Paulus vir die Galasiërs skryf. Nie meer ek wat leef nie, maar Christus wat in my leef. Dis nie meer ek wat leef nie. As jy nie jou identiteit in Christus besef of verstaan nie, gaan jy altyd sukkel met jou verhouding met God, met jouself en met jou medemens. Jy gaan sukkel om God te erken vir wie hy is, as jy jou eie identiteit gevorm het. Jy gaan sukkel in jou verhouding met jouself tussen jou en God. Jy gaan of baie skuldig voel, of jy gaan 'n meerderwaardige dink van jouself hê. Baie gevaar daaraan. Jy gaan baie sukkel in jou verhouding met jou naaste. As jy nie verstaan, as ek en jy nie verstaan, dat Christus is in my, maar hy is ook in my buurman. Ons is eintlik een. Christus het daardie skeidsmuur afgebreek, wat van twee wyd uiteenlopende groepe in daardie tyd, wat anders gelyk het as mekaar, wat anders geleef het in die verlede, anders aangetrek het, anders gepraat het. Hy het hulle skeiding afgebreek, vrede gebring en van hulle een mens gemaak, sê Paulus. As ons dit nie verstaan nie, dan gaan ons altyd ander mense as anders beskou. Al weet ons die Gees woon ook in hulle, Christus woon ook in hulle, hulle bid ook en bely ook, dis nie meer ek wat leef nie, maar Christus wat in my leef. As ons dit nie doen en verstaan en uitleef nie, dan misken ons God se plan met myself, met my buurman en met die wêreld. Dan dink ons nie, God het nie daai plan nie, ek weet so bietjie beter as hy, en daarom begin Paulus, hy sê, dit is hoekom ek op my knieë is voor die Vader. Elke familie in die hemele en hier op aarde kry hulle bestaansreg en hulle identiteit in hom
Hy ken elkeen wat glo op die naam. Elkeen wat glo. Elkeen wat glo, ken hy op die naam. En daarom herinner Paulus ons aan hierdie kragbron waarvan julle al baie gehoor en gelees het. Nou is ek 'n klein bietjie bekommerd altyd oor bekende gedeeltes wat ons so goed ken en graag lees, dat dit so half by die een oor kan ingaan en by die ander een uit, nee. Paulus beklemtoon dat die Vader ons deur sy gees van binne af moet versterk, dat ons moet vol wees van God, dat ons sy volheid moet ervaar. Die grootste gevaar is dat 'n kind van die Here God en Jesus net met die kop, met die verstand ken, baie weet, baie Bybelversies dalk kan aanhaal, die hele Bybel is onderstreep, maar dis net alles intellektuele kennis, en ek kan 'n toets skryf oor hom, en ek kan 100% kry oor daai toets, maar ek ervaar nie die volheid van God. Ek snap nie naaste by die onmeetlike dimensies van sy liefde nie, want ek het met my menslike verstand, my eie voorkeure en vooropgestelde idees, God begin inperk. Ek het sy liefde kleiner begin maak, hy's net lief tot daar, en so miskien nog 'n bietjie, niks meer as dit nie, dan is ek veilig, en dan hoef ek ook nie verder lief te hê as daar waar ek God nou inperk. Ons doen dit met sy liefde, ons doen dit met sy krag, om te sê, hy kan dit, en nie verder nie. En daarom is ek dan veilig, nee. Dan beweeg ek ook net in daai klein definisie of grense wat ek vir myself bestel het. Maar Paulus sê, ek bid vir julle. En hy bid dit vir ons, hy bid dit vir gelowiges, hy bid dit vir wedergeborenes, soos ons. En hy sê, mag julle saam met al die gelowiges oor die aarde, hierdie verskillende dimensies van God se liefde verstaan. Daar's geen einde aan die hoogte nie. Daar's geen einde aan die wyte, die diepte. Daar's geen einde daaraan nie, sê Paulus. Hoekom probeer ons dit dan inperk? Hy sluit direk aan by die apostel Johannes, wat in 1 Johannes 4 vers 8 geskryf het, wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie. Want God is liefde. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie. Daarom sê Paulus dit net op 'n ander manier. Hy sê, laat die Gees julle net van binne af vernuwe en verstaan hoe onbepaald en wyd en hoog en diep die liefde van Christus strek. En weet julle wat is die wonderlikste? Daai liefde is vir jou. God het jou onmeetlik lief. Maar hy het ook jou buurman net so lief. Hy het ook jou skoonfamilie net so lief. Hy het ook die mense aan die ander kant van die aardbol, wat anders lyk en aantrek en praat as ons, wat in Jesus glo, het hulle net so lief. Hulle lees dalk vanoggend of vanaand presies hierdie selfde teks in hulle taal, en hulle sit en verwonder hulle oor hoe wyd en breed en hoog en diep die liefde van Christus strek. En daar sê hulle vir mekaar, dis vir ons ook, maar dis ook vir daai klomp daar in Suid-Afrika aan die ander kant van die aardbol. Daarom sê Paulus, ek bid dat julle dit saam met al die heiliges mag ervaar, hierdie liefde wat nie gemeet kan word nie. Ons verstand wil meet. God het ons verstand fantasties gemaak, maar ons is van kleins af geleer in die skool, toe ons nou wiskunde en wetenskap moes doen. Maar julle moet wiskunde en wetenskap doen, hoor, dit is belangrik. Wat het ons geleer meet? En ons het 'n meetstok gehad van 1 meter lank, en daar het hy opgehou. En ons het begin van oppervlakte en inhoud leer. En toe het ons dalk in ons geloof ook daai beperkings begin inbring op God. In 1 Korintiërs 13 vers 1, daardie bekende vers, skryf Paulus, al praat ek die tale van mense, al praat ek die tale van engele, maar ek het geen liefde nie. Hy sê, dan is ek 'n stuk klinkende metaal. Hy sê, ek is 'n leë blik, ek is 'n galmende simbaal. Verder aan dan sê hy, as ek nie die liefde van God het nie, dan is ek niks. Psalm 118, 136, Jeremia 33 het hierdie refrein, loof die Here want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof die oppermagtige God.
Psalm 136 vers 2. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Gaan lees bietjie weer Psalm 136. Elke vers eindig met die refrein. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Ons mag nie God se liefde kleiner maak as wat hy dit gemaak het nie. Ons mag nie God inperk met ons voorkeure en ons vooropgestelde idees en die goeie, mooi manier waarop ons grootgemaak en geleer is nie. Ons is so gevorm, ons is so geleer. Maar het ons nie dalk in die proses God kleiner gemaak as wat hy is nie. En daarom sê Paulus, die resultaat hiervan is baie maklik en baie verstaanbaar en ek wil eintlik sê baie eenvoudig. Hy sê, God het hierdie oneindige krag ook, hy kan baie meer doen as wat ons kan bid of dink of droom. Nou dan dink mense gewoonlik so 'n bietjie prosperity gospel, nee. Die Here gaan vir my baie meer gee as wat ek kan droom. Dis nie eintlik wat Paulus hier bedoel nie. Dis waarskynlik nie uitgesluit nie. Maar hy sê God se krag en sy eer en sy liefde is baie meer as wat ons kan bid of dink of droom. En met daardie krag werk hy in ons, die gelowiges, sê hy. So jy en ek het ook hierdie onmeetlike vermoë om te kan lief hê. Om as God se instrument in die wêreld te kan inbeweeg met 'n liefde wat verstand te bowe gaan, wat grense oorskry, wat mure afbreek en nie mure opbou nie. Hoekom bou ons dikwels mure waar Christus dit afgebreek het? Om ons te beskerm, of om ons tradisies te beskerm, of om net ons veilig by mekaar te hou in 'n kinders lekker cozy groepie waar ons almal dieselfde naaste by lyk en dink. Paulus begin deur te sê, ek is op my knieë voor die Vader, aan wie al die eer toekom en vanuit wie elke familie op aarde hulle naam ontvang het. Staan daar weer rek. En dan sê aan die einde van hierdie gedeelte, sluit hy dit af deur te sê, en deur die kerk, deur die liggaam van Christus, sal God al die eer ontvang tot in alle ewigheid. En daar, broers en susters, is ek en jy voor verantwoordelik. Ons is die kerk, ons is deel van die liggaam van Christus. Ons moet toesien en sorg en meewerk daaraan dat God geëer word. Hy sê deur al die geslagte, deur al die generasies tot in ewigheid. En in die sentrum hiervan, in die middel hiervan is God se liefde, wat deur my en jou uitgeleef en uitgedra moet word. Anders beperk ons vir God. Of ons dink ons doen, ons kan nie regtig nie. Ons hemelse Pa kan tog nie liefde wees. God is liefde. En dan word sy familie gekenmerk deur 'n gebrek aan liefde nie. Dan mis ons iets. Dan mis ons die hoofsaak. As ons sê, my Pa is liefde, maar ek is nie liefde nie. En daarom moet ons Paulus maar mooi stadig lees, broers en susters. En saam met al die gelowiges weer dalk net gaan bid en dink en ontdek hoe wyd en hoog en diep die liefde van Christus strek. Amen. Kom ons bid saam. Here, saam met Paulus wil ons ook vandag sê, ons is op ons knieë voor U, Vader. Ons buig ons knieë voor U, aan wie elke geslag in die hemel en op die aarde sy naam ontvang het. Elke familie in die hemel en op die aarde ons bestaansreg en ons identiteit gekry het. En daarom bely en erken ons aan U behoort al die eer. Almal wat in Jesus Christus glo sal eer aan U bring, Vader. Eer en lof wat aanhou dwars deur al die generasies hier op aarde, tot in die verste uithoeke van die wêreld en tot in ewigheid. En dankie dat U ons geseën het om ons te koop, om ons deel te maak van U liggaam, om ons deel te maak van die lig wat skyn in die wêreld. Help my
Help my Here asseblief, help my om te skyn soos U wil hê ek moet skyn. Amen.